Ek staan nog op die aanloopbaan met drome in my hand. Die wind het deur my jare gewaai, so stof voor droë land. Daar spore wat ek anders sou loop, as tyd my weer kom kies. Maar ek bring vandag my leë hande na die een wat nooit verloor. Want ek is nie alleen nie, as die donker om my staan. Daar's 'n hand wat my sal dra wanneer my eie krag vergaan. En al sien ek nie die uitkoms van elke saad wat ek gesaai, ek hoor die stem van hoop wat sê, my kind, ek is op pad. My kinders is my môre, my gebed in vlees en bloed. Meer werd as al die skatte wat die wêreld ooit kan bied. As ek net die lig kon laat vir 'n pad vorentoe, dan is my lewe nie verneet nie, dan was elke traan die moeite werd. Ek het onlangs 'n droom gehad wat my baie diep geraak het. In die droom was daar gevaar. Daar was mense, daar was gewapende terroriste en onskuldige mense was aangehou. Onder die mense wat aangehou was daar ook my dogter, my jongste dogter Charlize. En sy was tussen hierdie mense waar ek en my vrou ook was, maar ek het daarin geslaag om te ontsnap. Ek het toe gaan hulp soek en alles in my vermoë gedoen om 'n reddingsoperasie aan die gang te kry. Ek het die spesiale taakmag van die polisie gekontak en hulle gemobiliseer. Toe ek wakker word, was ek sommer half die duiwel in. En wat my bygebly het, is dat my dogter nog tussen die lot was en dat ek nou nie verder droom om te sien hoe sy bevry gaan word. En dit was die besef dat die gevaar is glad nie verby nie. Vir 'n paar dae daarna het ek 'n bietjie gaan mediteer oor die droom en het ek 'n paar keer gewonder waarom die droom my so emosioneel diep geraak het. En ek besef toe, mense van my ouderdom dink seker maar oor die lewe. En baie mans van my ouderdom reflekteer en loop met baie vrae in hulle harte rond. En baie van die vrae het te maak met, het jy genoeg gedoen in die leeftyd wat agter jou lê? Nie net vir jouself nie, maar ook vir jou familie, jou gesin, jou gemeenskap en vir die land wat die Here jou God vir jou gegee het om in te bly. Daar's daar wanneer ek terugkyk en wonder oor die tyd wat verlore gegaan het. Besluite wat ek anders kon geneem het, geleenthede wat ek nie gebruik het nie, en geleenthede wat by my verby gegaan het, en dat ek dalk die geleenthede wat ek gehad het nie gebruik het, en dat dit nie uitgewerk het soos wat dit moes uitwerk nie.
dan voel dit asof die impak wat ek wou maak nie heeltemal is wat ek gevisualiseer het toe ek jonger was nie. Maar miskien moet ons soms die waarde van die lewe op 'n ander manier meet. Miskien dink ons in baie opsigte verkeerd oor die lewe. Ons kyk na ons lewens en ons kyk na ons bankrekenings, ons kyk na ons besittings en ons kyk dit wat ons bymekaar gemaak het oor die jare. En dit wat in ons bankrekenings wys en dit wat op papier staan. En dit wat vergestald staan in terme van eiendom op die besit. Maar dink ons vergeet te maklik dat die eintlike erfporsie nie in 'n testament geskryf word. Die testament wat ons die ewige lewe geskenk het, is nie iets tasbaars nie. Dis 'n voorbeeld wat vir ons gestel is 2000 jaar terug. Dis 'n waardesisteem, naamlik die Christelike westerse beskawing, met 'n waardesisteem wat vir ons nagelaat is. En ek dink mense kyk anders in vandag se tyd na 'n sogenaamde erfporsie. Maar ek dink dit het baie te maak, dit wat jy nalaat het baie te maak met hoe jy die valle, die terugslag, die nederlaag hanteer het, weer opgestaan het nadat jy geval het. Die onderskeid tussen reg en verkeerd en dit wat ons kinders by ons geleer het. Die alomteenwoordige liefde wat veronderstel is om daar te wees, deur eenvoudig teenwoordig te wees, al is dit by prysuitdeling, by 'n rugbywedstryd, netbalwedstryd, atletiek byeenkoms, redenaars, drama, aktiwiteite waaraan jou kinders deelneem. Daag jy op. Dalk moet ons ook onthou dat die grootste nalatenskap nie altyd die dinge is, die goed is wat ons nalaat nie. Dit is die mense wat jou pad gekruis het, wat moet kan sê, jy teenwoordigheid, jou teenwoordigheid in hulle lewe, het hulle beter mense gemaak. Dalk is die vraag nie, het ek alles bereik wat ek wou bereik het nie. Die vraag behoort eerder te wees, het ek die mense om my se lewens beter gemaak. As my kinders eendag kan sê, dankie vir wat pa gedoen het, om ons lewens beter te maak. Dankie vir wat ons by pa kon geleer het. Dankie dat pa daar was vir ons, toe ons pa nodig had. Dan sal dit vir my meer werd wees, as 'n stuk papier, wat voorgelees word, waarin 'n erfporsie vervat is. Dink hieroor. Saluut. Want ek is nie alleen nie, as die donker om my staan, daar's 'n hand wat my sal dra, wanneer my eie krag vergaan, en al sien ek nie die uitkoms van elke saad wat ek gesaai, ek hoor die stem van
van hoop wat sê, my kind, ek is op pad. Wanneer my hoop moeg word van wag op die deurbraak, wanneer die nagte lang voel en die stilte te hard praat, dan onthou ek, die oes behoort nie aan die saaier alleen, die Here werk ook waar ek nie kan sien. Ek is nie alleen nie, as die donker om my staan. Daar's 'n hand wat my sal dra, wanneer my eie krag vergaan. En al sien ek nie die uitkoms van elke saad wat ek gesaai, ek rus in die belofte, my kind, ek is op pad.